Dan 'n volgende ding, ons leiers, Yengeni, Zuma, Jackie Selebi, nasionale polisiekommissaris, noem hulle lei verseker nie deur 'n voorbeeld te gee. Dit word meer en meer duidelik vir ons dat hierdie ouens kan misdaad pleeg en hulle word nie aangeraak nie. Dis 'n baie groot of soortgelyke probleem, en as jy baie mooi dink, waarmee Amerika gesit het met die maffia in die verlede. Untouchable. Jy kan nie raak nie, glo vir my, van ons beste misdaadsyndikaate, en ek jok nie daaroor nie, het ons regering lankal geïnfiltreer, en baie politici is in hulle agtersak. Baie polisie is in hulle agtersak. Dit is hoekom jy kan instap en in 'n dossier gaan haal, waarby baie groot ernstige sake by betrokke is, en hy raak weg. Hoe weet hulle presies waar dit is? Dit is net een voorbeeld, om jy net bietjie te laat dink oor dit. En dan die groot probleem waarmee ons sit met eerste wêreldland wetgewing. Ons word beskou as die land met die Rolls-Royce van wetgewing, die champagne van wetgewing, die konstitusie, menseregte, Child Justice Bill, wat halfpad nog nie geïmplementeer is nie, ensovoorts, ensovoorts. Probleem implementeerbaarheid. Hoe kan jy met 'n wêreld mentaliteit en moraliteit wat afwesig is, eerste wêreldland wetgewing probeer implementeer? Die twee kan nie by mekaar uitkom nie. So ons sit met 'n geweldige probleem as dit daarby kom. Moraliteit terloops, om te kan ons kyk is en reg verkeerd. Om ander se eiendom te respekteer, is ons groot probleem. Het gehoor wat posttraumatiese stres is, ek herhaal dit nie eers nie, maar glo my, baie mense het posttraumatiese stres. Ek wil graag noem, en ek weet nie of die vorige mense is nie. Mense kry 3 tipes posttraumatiese stres. Hulle praat van akute posttraumatiese stres wat onmiddellik inskop nadat jy die trauma beleef het. Jy kry kroniese wat hou so 1 tot 3 maande. Jy kry kroniese posttraumatiese stres wat so tot 6 maande hou. En dan praat hulle van delayed. Julle sal sien daar in die middel van my of heel onder die laaste paragraaf, delayed onset, met ander woorde vertraagde aanvang van posttraumatiese stres. En ek sal nou terugkom na dit toe. Al wat ek hier wil sê is, ons reageer verskillend. Party ouens gaan skop die hond, wag dit chop af. Die ander ou ry die rook uit sy kar uit, ander ou slaan sy vrou, ander ou slat die bottel, maar slat gaan daar geslat word. Iewers gaan daar 'n probleem manifesteer, dit kan ek jou verseker. Kinders, probleme, egskeidings, en een van ons eerste goeders is die desensitisering wat hierdie misdaad op ons het. Die media, die rolmodelle, die politici. Ons is gedesensitiseer as 'n gemeenskap. As jy daar kyk wat ou Jan Boelman gesê het, ons glo ons is goeie mense. Weet julle, daar word so baie mense gevang by my hek, dag na dag. Lui die klokkie, Jesus meneer sal nou nie glo. My ma is hier in die hospitaal en ek het niks nie. Nou as ek nou ry en sien ek staan op die hoek en hy weer besig met 'n ander. Ons dink mense is goed en dit is hoe die sogenaamde vatbaarheid, ons is gullible, ons is oortuigbaar as mense en ons is vatbaar vir hierdie goeders, want ons wil die goed in ander mense glo. As jy geviktimiseer word, haat jy almal vir omtrent 6 weke, jy kan nie slaap nie, almal is bad, jy's paranoïes, almal is slegte mense om jou, en veral sekere ouens, en ons begin hierdie goeders verpolitiseer, ons begin bevooroordeeld raak, ons sit kleur, ons sit ras, ons sit etnisiteit aan sekere misdade, wat natuurlik heeltemal verkeerd is. Soos jy gesien het, Piet Beileveld het nou gesê, die top dwelm ouens in ons land is wit ouens. Die top syndikaat ouens wat motors kaap, is wit ouens wat die brein is, en hulle gebruik die sogenaamde runners. Die Kaapse bendes word almal gebruik deur internasionale syndikaate om ons per lemoen, die haaivinne ensovoorts te stroop. Dis nie noodwendige raste nie, so dink so ook daaraan. Dan die selfbeeld kry baie skade as jy geviktimiseer word. Seksuele misdryf wat teen jou gepleeg word uit die aard van die saak vir 'n vrou, maar mans word toenemend verkrag op tonele. Kom ons agter, daar's nog nie absolute syfers daaroor nie, baie statistieke nie. So daar's nog nie 'n studie gedoen wat ek kan gebruik om hierdie ding te staaf nie. Maar mans, heteroseksuele mans word toenemend verkrag ook op tonele. Jy weet, ek sê altyd vir mense, baie van die buitewêreld ouens maak 'n grap van Suid-Afrika. In die verlede het ons gesê, kom na Suid-Afrika toe en kom kyk na die groot 5. Weet, olifant en luiperd en leeu en so. Nou sê mense, come to South Africa and experience the big 5. Rape, murder, robbery, torture, assault, hijacking en so kan dit aangaan. Hulle maak 'n grap van ons. So die selfbeeld
wat jy kry, selfbeeld skade is baie. Ek wil nie daaroor uitbrei nie, maar as jy slagoffer is, jy is baie keer skaam om daaroor te praat. Ek praat nie van as pa van ma geslaan het of andersom nie. Ek praat van as jy slagoffer van 'n tipe misdaad word, as jy jou ry uitslaan, jy begin naderhand jou eie gedrag bevraagteken. Waar moet ek loop? Waar moet ek ry? Dit verander jou sosiale patrone in die aand. Ek gaan nie meer staatsteater toe. Hoekom gaan ons nie meer so 'n staatsteater toe? Dit is in die middel van die stad, en as jy bietjie weet van 'n misdaadteorie, dan weet ons die misdaad broei in die middestad uit aanvanklik. Baie van die misdade. Want dit is ou regeringsgeboue, daar baie straatmense wat daar rondloop, daar's baie probleme. So ons wil nie meer so toe gaan nie. En dan die laaste een op daai beeld is die sekondêre victimisering waarmee ons sit. Vrouens veral steeds in die howe. Baie polisiebeamptes is nog nie sensitief genoeg vir verkrachtingsslagoffers byvoorbeeld. Ek hoor baie, ek en my kollega wat daar aan die ander kant sit, bied byvoorbeeld klas aan by die verpleegcollege, en ons doen baie keer met hulle soeke informele vraesessies ensovoorts om ontlokking ook te veroorsaak, want hulle sien baie lelike goeders. En die meeste van hulle, 99% sê, hulle weet daar's misdadigers in hulle omgewing, die een ding. Aan die ander kant sê hulle doen niks nie, want hierdie ouens sal hulle kele kom afsny. Hulle gaan nie praat nie, hulle sal nie die inligting, soos hulle sê, divulge the information to the police. Hulle doen dit nie. Hulle word sekondêre slagoffers. Hulle weet byvoorbeeld, as hulle ouers slagoffers word, of hulle familie, en hulle weet wie dit is, gaan bly hulle eerder stil, hulle wil nie daarvan praat. So misdaad het 'n impak op alle vlakke as dit sekondêr is. Een, op die slagoffer, jy wil nie eers na die polisie toe gaan nie. As jou huis ingebreek is, daar's 'n emosionele trauma, en ek sê ook baie keer, mense besef dit nie. 'n Kind ervaar die trauma wat jy ervaar met jou Mercedes en BMW wat gesteel is, net so erg as sy driewiel gesteel is. Dis dieselfde trauma as sy driewiel gesteel is, of sy fiets. Dis dieselfde emosies. Onthou dit. Ons raak paranoïes, dink byvoorbeeld aan die xenofobie, soos die onlangse Mamelodi situasie met die Zimbabweërs. Ons vertrou niemand nie. Ons is agterdogtig. Mense volg my. Hier's misdaad in my omgewing, hier's probleme. In sekere areas hoor jy die hyena-sterk bende is gevang. Het jy gehoor? Ek het al 'n paar 3 weke terug die hyena-sterk bende. Wat ouens nou geweet, die hyena-sterk gaan ouens aan die slaap maak en jy brand die sterk en sulke tipe goed. Ons is paranoïes na daardie mense. Jou honde word vergiftig. Miskien is 'n wagter dood van ouderdom, maar jy raak amper skizofreen. Jy hoor stemmetjies en jy sien dingetjies. Jy raak onseker oor dinge. En dis ongelukkig die sekondêre impak wat hierdie misdaad op ons het op hierdie stadium. En dan, soos ek gesê, die bevooroordeelde oordeele wat ons maak op rasse, etniese groepe ensovoorts. Wat doen ons? Ons vergroot en verbeter. Dikker diewering, dubbel diewering. Sone oë, rooi oë, infrarooi oë. Ons het gewapende reaksie. En dit verwag jou sekuriteitsmaatskappy van jou. Want jy kan nie afslag kry of by hulle aansluit as jy nie gewapende reaksie nie. En jy moet 'n 2 jaar kontrak teken. Jy kan nie net sommer 'n kontrak kry of 'n dag tot dag basis te doen. So ons vererger alles. En dan weet jy, is ons besig om vir ons 'n valse sekuriteit te skep. Ons het nou die diewering, ons het verwagter, ons het die zones buite, ons het al hierdie goeders. Nou kan ek gaan slaap, ek voel beter. Nou kom hulle deur jou dak in. Nou weet jy nou nie meer. Wat nou? Nou immigreer ek maar, want nou ek weet nou nie meer nie. Want dit is 'n veiliger plek, my kinders grootmaak en ons stel 'n miljoen, amper 'n miljoen blanke Suid-Afrikaners sedert 1994 wat geïmmigreer het. 'n 5de van die blanke populasie is gone. Brain drain, soos hulle sê, is weg. Ons verloor baie mense. En die groot probleem waarmee ons sit is, mense begin reg in hulle eie hande neem. Hulle skiet, sonder om te vra, die mob justice, soos ek nou vir gesê, die groepe wat ouens en eenvoudig self te regstel, die Mapogo en Matamaga, as julle hulle kan onthou. Ouens was mal oor hulle. Kan ek vir sê, daar's baie ouens onregverdig tereggestel, stikkend geslaan en geskop, om amper soos in die ou tyd in die middeleeue bekentenis uit 'n ou uit te kry. Of dit kan werk, dieselfde met Pagat daai tyd. Pagat het van hulle gedeeltes het toe misdadig geraak. En ons is op die FBI se lys van 10 top terroristegroepe. Pagat, jy kan maar gaan kyk as jy maar nie glo nie op die FBI se webwerf. So dis die probleem van hierdie goed van reg in eie hande neem. Ons sit met 'n probleem. Wat die regering doen, jy sal sien daaronder, die regering, hulle praat, en dit is nou die nuutste buzzword soos hulle sê in veral Amerika, is die regerings is besig om beheer te verloor oor hierdie misdaadvlaag wat wêreldwyd 'n probleem is, in Suid-Afrika veral.
en hulle responsibilize die burgers. Met ander woorde, hulle maak jou verantwoordelik vir jou veiligheid. Hulle vra jou, het jy hierdie film van die smash and grab film in jou kar? Het jy 'n immobilizer? Het jy 'n kode 5 of kode 4 radslot en 'n stuurwielslot? En het jy dit in jou kar gedoen? So jy moet toenemend jou eie veiligheid verseker. Het jy 'n hond? Is jy by die buurtpatrollie betrokke? Is jy by die gemeenskaps? Is jy by die area polisie betrokke? So as jy nie daarby is nie, dan sê mense, maar dan vra jy mos nou vir moeilikheid. Jy moet daarby betrokke wees, anders is jy is nie, ons kan jou nie help nie. Ons moet onsself help. NGO's, daar's massas NGO's op hierdie stadium wat die nie-regeringsorganisasies wat die regering se werk doen. Goed, so ons sit met 'n probleem en mense sê ek wil nie hierdie verantwoordelikheid op myself dra nie. Dit is een te veel.